gisterand ook genoem, dat ek probeer om die werking van die Heilige Gees te verbind, of die werking van die Heilige Gees te kan naspoor in die briewe aan die gemeentes, om dan ook vir ons te kan sê, wat is die bedoeling van die Gees van die Here? Wat wil die Gees van die Here vir ons sê? Kom ons blaai na Openbaring hoofstuk 2 vers 1. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Efese, so sê hy by die 7 sterre, die 7 leraars, die 7 dominees, in sy regterhand hou van die 7 gemeentes, en wat tussen die 7 goue lampe rondgaan, die 7 gemeentes, ek weet alles wat julle doen. En ek ken julle onvermoeide arbeid, en ek ken julle volharding. Julle kan nie slegte mense verdra nie. Julle het ondersoek ingestel na die mense wat voorgee dat hulle apostels is, en dit nie is nie, en gevind dat hulle leenaars is, en verder volhard julle ook. Julle het baie vir my naam verduur, en julle het nie moeg geword nie. Nou tot daar, is dit nou soos daai vraestel wat die onderwyser na gekyk het, en is regmerkies. Alles is reg. Tot daar is dit nou wat 'n dominee se hart laat lekker klop, sy borskas swel. Ja, dit is fantasties. Dit is 'n mooi CV. En nou, maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Dink daaraan hoe ver julle al agteruit gegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders, as julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en sal ek julle lam van sy plek af wegvat. Maar dit het julle darm in julle guns. Julle verafskiet wat die Nikolaïte doen. Dis nou maar 'n afgodsgroepering in Efese gewees. Net soos ek het ook verafskiet. En dan vers 7. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Elkeen wat kan hoor, sluit my in, dit sluit u in. Ek wil dan nou stilstaan by vers 4. Hierso staan. Ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Hoor daai woorde. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Kom ons lees ook 'n stukkie uit Johannes 21. En hoekom ek Johannes 21 lees, is om die verband te trek met vers 4 van Openbaring 2. Die hele tema van liefde tussen my en God wat hierdie geloofsverhouding definieer. Johannes 21 vers 15. Jesus vra vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Jesus sê toe vir hom, laat my lammers wei. Jesus vra hom weer 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. En hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom die derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die derde keer gevra het jy my lief. En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. U weet dat ek u lief het. Openbaring 2 vers 4, ek het dit teen julle het my nie meer so lief, soos in die begin nie. Nou daar's 'n baie mooi spreek, wat onder die kooisang gebruik word, as 'n meisie 'n ouderdom bereik wat sy kan trou, dan sal hulle die volgende vraag vra. Jy wil nou gaan trou, hoe gaan jy jou man, jou geliefde se klere was, met 'n teelepeltjie water en 'n knippie seep? Baie maklik, nee, sê maar. Dit is maklik. Dan, as sy nie hierdie spreek kan antwoord nie, dan sê hulle my, dan kan jy nog nie trou nie. Want die antwoord is, jy doen dit met liefde.
Jy kan dit met liefde doen. Jy doen dit met liefde. En dink 'n bietjie aan dit wat Jesus hier gesê het vir gelowiges en vir 'n gemeente. Julle doen alles reg. Julle doen alles reg. Julle is mense wat sterk voel oor die waarheid van die evangelie. Julle is mense wat kan onderskeid tref tussen valsheid en waarheid, tussen afgodsdiens en ware godsdiens. Julle kry 10 uit 10, 100%. En dit lyk ons nou baie mooi ook vir almal wat van buite af kyk. En sien maar hierdie mense, hierdie gelowiges, is eerlik en opreg in wat hulle doen. Want hulle doen die regte goed. En broers en susters, daar lê die groot gevaar. My lewe saam met die Here, u lewe saam met die Here, u lewe as 'n Christen, my lewe as 'n Christen, is sigbaar. Want jy gaan werk doen. Jy roep jou werkers op die plaas, jy gee vir hulle opdragte, jy werk saam met hulle. En so kan ons aangaan. Jy demonstreer jou lewe mos elke dag. En mense kyk van buitekant af en sien, maar weet jy, daai persoon in daardie persoon se handelinge sien ek iets moois. En dis reg so. Maar wat is die gevaar? Die gevaar is, ons mense kyk nie in mekaar se harte in nie. Dis die gevaar. Dis die gevaar. En nou sê die Here vir daai gelowiges, ek weet wat julle doen. Ek ken alles wat julle is en doen. Ek kyk binnekant. Ek sien wat binnekant aangaan. En die gevaar van die Christelike lewe is nie soseer altyd buitekant nie. Dis wat binnekant gebeur. Die gevaar van die Christelike lewe is dat ek die regte klanke maak. Ek maak die regte klanke. Ek doen die regte dade. En as 'n mens gaan kyk na die Fariseërs se lewe, hulle het die regte klanke gemaak, hulle het die regte dinge gedoen en dit het 'n indruk gemaak buitekant toe. Maar wat het Jesus vir hulle gesê? Julle is wit gepleisterde grafte, want julle harte is ver van God af. Nou broers en susters, dalk het u dit vir u kinders geleer en dalk het u ouers dit vir u geleer. Maar ek onthou iets wat my ma baie sterk oor gevoel het, wat aansluit by hierdie saak. As hy nou vir my en my sissies opdragte gegee het, was dit nie lus vir. Julle weet, alle kinders, niemand hou van opdragte. So as jy daai opdrag moet nakom, dan blaas jy daai lippe op. Jy het ook gedoen. Ja, ons doen dit nog steeds. Maar ons doen dit. Dan sou sy vir ons kinders gesê, hoorie, stop, los maar, los. En as hy gesê het, los, dan is dit so goed jy die krag afgesit, dan doen ons dit maar, Want ons hou nie van voete sleep nie. Ons sal graag hê dat mense entoesiasties moet wees om goed te doen. En nou kan jy 'n Christelike lewenstyl leef, maar dis voete sleep. Ek doen dit, maar daar's nie passie in. En as 'n mens nou die woorde van Jesus en die lering van Jesus ernstig opneem oor hierdie saak van julle het julle eerste liefde verlaat, julle het my nie meer so lief soos in die begin nie, dan gaan dit oor die essensie van die Christelike lewe. Die essensie van die Christelike lewe het Jesus opgesom en gesê, jy het God lief met jou hart, jou verstand, jou kragte. En as jy nou jou eerste liefde verlaat het, dan is die kans baie goed dat jy nog
soos wat die gemeente in Efese dit gedoen het, dat jy nog met jou hande, met jou krag, jou liefde wys. Jy gaan nog met jou denke jou liefde vir die Here wys, en dis wat hulle gedoen het. Hulle het onderskeid getref tussen reg en verkeerd, tussen wat die Nikolaïte geleer en gedoen het, en wat die Bybel vir hulle leer. Maar die aanklag teen hulle is 'n liefde hierso in die hart. Julle het julle eerste liefde verlaat. My broers en susters, waarna verwys die Gees van die Here met hierdie ernstige sin wat begin met maar? Paulus het die gemeente Efese gestig. Ons het so 'n berekeningkie wat ons maak, wat Nuwe Testamentiese maak, is nou nie ter sake nie. En dan sê ons, die gemeente in Efese is ongeveer gestig 59 tot 61 na Christus. Jesus se hemelvaart is 33. So 59, 61, iewers in daai tyd, is die gemeente in Efese gestig. Handelinge 19, deur Paulus, Handelinge 20. Die Openbaringbrief is geskrywe na bewering 95, 96 na Christus. So as ons nou die jaartalle aftrek van mekaar, dan praat ons van 30 jaar. Van Paulus die gemeente gestig het tot die openbaring aan die gemeente gegee was deur Johannes, het 30 jaar verloop. Nou kom ons dink gou 'n bietjie. Ek is 'n pappa, ek is 30 jaar oud. Paulus kom in daai streek en hy kom preek. Ek is 30 jaar oud, my vrou is 30. Ons kom tot bekering. Ek is 30 jaar oud. Daar word 3 kindertjies gebore. Na 30 of 34 jaar later, dan sê ek nou al 'n man wat my 60 verby is. Dan is daai kinders wat gebore was, is ons nou ook al getroud en hulle het kinders. Die kinders wat in die huis groot geword het, in ons huis groot geword het nie 'n idee van al die afgode in die stad Efese nie. Hulle weet nie wat het die pappa en die mamma gedoen met die aanbidding byvoorbeeld van Diana, wat een van die godinne was in die stad Efese. Want die kinders het groot geword in 'n Christelike huis. Al wat hulle geken het was kerk toe gaan, Bybel lees, bid, die lewe vir die Here en die wette van die Here en so meer. Hulle trou, hulle kry kinders. Hulle lewe soos wat hulle geleef het en geleer het. Hulle weet nie van om nie 'n gelowige te wees nie. En dis nou hierdie generasie, onder andere, wat nou in die spervuur is, in die jaar 95, 96 na Christus. Julle het groot geword met die evangelie. Julle weet hoe lyk heidene, julle het hulle gesien. Maar julle het nie passie, opgewondenheid, dat julle nie is soos die heidene nie. En daai is die groot gevaar wat ons bedreig, wat in die kerk groot geword het. Nou, dit wat ek nou gaan sê, gaan u waarskynlik almal behaal. As ek terugdink aan ons ouers, dit was skool toe gaan, en alles wat om die skool gaan, en na skool, huis toe gaan, skool toe gaan, sport, huis toe, eet, huiswerk en al die dingetjies, pragtig. Sondag is dit kerk. In die middel van die week was daar nog 'n kinderkrans, ander die SKA geken. Dis ons lewe. Ons ken nie iets anders nie. Ons word groot met hierdie goed. En ons dink dis vanselfsprekend. 'n Mens kan nog 'n klomp ander voorbeelde gebruik wat presies op dieselfde vlak lê. Die meeste, ons eintlik maar ons almal, nee. Ons ken nie van om te gaan slaap en jy het nie geëet nie. Dankie ons. Ons ken nie van jy het nie klere aan te trek nie. Ons ken nie van koud kry nie.
Ons kan nie van koud gaan slaap nie. Dis normaal, dis soos dit werk. Ek klim in die bed, is warm, ek staan op, gaan bad en so meer. En wanneer 'n voorreg gedurig deel is van jou lewe, dan besef jy nie meer later wat is die waarde daarvan nie. En met my geloofslewe nog meer. En is dan wanneer ek al die klanke doen wat reg is, ekskuus, ek maak al die klanke wat reg is, ek doen die goed wat reg is, ek tree op soos 'n Christen, maar daar's nie passie nie. Dis wat die Here hier, die Gees van die Here hier vir gelowiges wil sê. Julle doen die regte goed, maar julle het nie passie nie. Julle is geautomatiseer. Julle is soos 'n robot. Julle is geprogrammeer. Jy doen die regte ding. En nou kom maar 'n ernstige woord. Baie ernstig. Wat die Here vir hierdie gelowiges sê, wat die Here vir my sê, die volgende. Dink daaraan, wat het gebeur met jou? Dink daaraan, wat het gebeur? Nou, broers en susters, ek het nou die voorreg gehad uit die aard van my roeping om baie jeugkampe aan te bied. Baie. Waar kinders tot bekering kom, van hulle het ook later teologie gaan doen en gaan werk vir die Here. As jy so terugkom van 'n kamp af, dan het jy energie. Daai jong mense het energie. Ek het as 'n student in so 'n groep beweeg. Nee, ek het op die straathoeke daar in Bloemfontein gepreek oor naweke. Maak jy mense bymekaar. Want jy het passie. Dit brand in jou. Want jy het iets ontdek van God se liefde, sy wonderlike goedheid, sy guns, sy genade, wat jy wil deel. En dan, dis hierdie ding van die lewe, dwarsklappe van die lewe, en verantwoordelikhede, en wat gebeur dan? As dit later net 'n oorlewingsstryd. Dink maar, Piet, van die Mighty Men saamtrek, 2009, 2010, ek was nou ook daar. Dan kom ons terug, ek het 'n klomp pelle, motorbikes gery, al die goeders, begeester, om te getuig. En met verloop van tyd, begin die vlammetjie al flouer en flouer te brand. Nou sê die Here, dink daaraan, wat het gebeur in jou lewe? Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Nou hier's bekering nie om te draai van die slegte goed in jou lewe nie. Hier's bekering om terug te gaan na jou passie, na jou liefde vir die Here. En hoe gebeur dit? Wat moet jy doen? Nou hier's nou 'n gedeelte wat ek wil hê ons moet lees uit Lukas 7. Want hierdie gedeelte in Lukas 7 dink ek maak alles duidelik. Hierdie gedeelte is eintlik 'n baie goeie gedeelte om as 'n opvolg te preek op Efesiërs 2. Maar kom ek lees vir ons dit. Want ek moet nou hierdie passie uit Lukas 7 vers 36. Hoe gaan ek hierdie passie van my weer aan die brand kry? Een van die Fariseërs het vir Jesus genooi om by hom te kom eet. Hy het toe in die huis van die Fariseër ingegaan en aan tafelplek ingeneem. 'n sekere vrou in die dorp wat 'n sondige lewe gelei het, het gehoor dat Jesus in die Fariseër se huis aan tafel was. Sy drink toe 'n albaster flesie met reukolie, gaan staan agter Jesus by sy voete en huil sodat haar trane op sy voete begin drup het. Daarna het sy voete met haar hare afgedroog
hulle gesoen en met die reukolie gesalf. Toe die fariseer wat hom genooi het dit sien, sê hy by homself: as Jesus 'n profeet was, sou tog geweet het wie en watter soort vrou dit is wat aan hom raak, dat sy sondares is. Jesus spreek hom aan en sê: Simon, ek het iets om vir jou te sê. Meneer, sê dit maar, so selfvoldaan, nee, met soveel arrogansie en selfversekerdheid. Ek is dan nou 'n fariseer, ek is hierdie belangrike man, ek het vir Jesus genooi om in my huis te kom eet, ek is die belangrike mens, wat gaan hy vir my kan leer? En Jesus sê vir hom, 2 mense was in die skuld by 'n geldskieter. Die een het R500 geskuld, die 2020 vertaling vertaal dit anderste met R7.500 en R75.000. Die een het R500 geskuld en die ander R51. En omdat hulle niks gehad het om mee te betaal nie, het hy die skuld vir albei kwytgeskel. Wie van hulle sal hom die meeste liefde bewys? Simon antwoord: ek veronderstel die een vir wie die meeste kwytgeskel. Jou antwoord is heeltemal reg, sê Jesus. En hy draai na die vrou toe om en sê verder vir Simon: sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom en jy water vir my voete het jy my nie gegee nie. Die gebruik was as ek gaste genooi het in daardie tyd om by my te kom eet, dan het ek reëlings getref dat hulle voete gewas word deur my slaaf. So daar's 'n bak water, 'n handdoek en my slaaf was hulle voete. Simon, jy het nie eers 'n bak met water vir my gegee nie. Sy, met haar trane het sy my voete nat gemaak en met haar hare het sy dit afgedroog. 'n soen het jy my nie gegee nie, daardie tyd het jy jou gaste gesoen, om daarmee te wys dat jy in vrede met hulle wil verkeer. 'n soen het jy my nie gegee nie, maar sy het vandat sy hier ingekom het nie opgehou om my voete te soen nie. My kop het jy nie eens met olie gesalf nie, sy het my voete met reukolie gesalf. En ek sê vir jou, en hier is die sleutelwoord nou, wat hierdie berig se betekenis ontsluit. Omdat haar sondes, wat baie is, vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde. En Jesus sê vir haar, jou sondes is vergewe. Nou broers en susters, as ek hierdie vlam in my lewe weer wil laat helder brand, dan moet ek my bekeer. Nou die woord wat ons moet bekeer vertaal hier in Openbaring 2 is nie 'n woord wat praat van my gedrag nie. Dit praat van iets moet gebeur hierso. Dit beteken ek moet nou maar eintlik teruggaan daar na my binnekamer toe. Ek moet teruggaan na my stil word plek in my lewe. En ek moet weer teruggaan 40 jaar, 50 jaar, ek het vanoggend moes ek teruggaan seker 53 jaar terug. Toe ek die eerste keer 'n bewustheid beleef het van Jesus is 'n werklikheid in die vrugteboord op die grond. Toe ek 'n seentjie van 3-4 was. Toe Jesus aan my verskyn het en ek geweet het hy's 'n werklikheid. En ek moes weer teruggaan na 'n ander plek toe op 20 Maart 1983 in 'n kerkgebou waar die Here vir my geroep het die aand en vir my gesê dis nou die einde. Ja, ek trek nou 'n streepie in die sand. Van nou af gaan jy lewe vir my en nie meer vir die wêreld en jou pelle nie. Want ek moes teruggaan daarheen om weer te ontdek watter genade en goedheid en guns die Here aan my betoon het dat ek sy kind kan wees. Dat ek kan brand vir hom. Dat ek vir hom kan leef. Gaan terug. Dis wat Jesus hier sê. Hierdie vrou, haar sondes wat baie is vergewe. Daarom bewys sy baie liefde. Baie liefde.
En die probleem dis, onder andere in Efesiërs 2 met mense wat hulle eerste liefde verlaat het. Hulle het vergeet, hulle is sondaars. Hulle het vergeet, hulle is begenadigde sondaars. Hulle het begin oulik lyk, want hulle doen dit en dit en dit, hulle maak die regte klanke. Broers en susters, ek moet self kennis hê, vir die Here sê. Ek moet weet wie is ek. Ek is 'n begenadigde mens. En ek het 'n God wat 'n genadige God is. En as ek hierdie twee teenoorgestelde pole met mekaar kan versoen, dan is ek op die regte plek. Ek het 'n wonderlike God, 'n liefdevolle God, een wat vergewe. Ek is 'n sondaar, hy het my aangeneem. Hy het vir my gekies. Hy het my sy eiendom gemaak. Hy het my sy kind gemaak. Ek moet brandende wees in my liefde vir hom. Dis mos nou nie, dis regtig nie ingewikkeld. Maar dis 'n ernstige saak. Dis so ernstig dat die Here sê, as julle nie julle vlam weer aan die brand gaan steek nie, gaan ek julle kandelaar verwyder. Dit verwys daarna dat die Here sê, dan gaan julle nie meer 'n reg hê om te bestaan in Efese nie. Dan gaan ek daai kerk toemaak. Dis wat dit sê. Die kerk in Efese het onder andere sy deure gesluit baie later, baie lank na hierdie brief aan hulle gerig was. As die vlam nie daar is nie, broers en susters, dan sê die Here, julle het nie reg om te bestaan nie. Ek vat die kandelaar weg. So ernstig is hierdie saak. Ernstig, baie, baie ernstig.